Die Heilige Gees se kragtige werking nommer 3 is hy rus my toe met gawes. Hy rus my toe met geestelike gawes. Hier is belangrik. Toe ons het rukkie terug 'n reeks gedoen oor die Heilige Gees en ek het gaan kyk, ek het name gaan sit by die gawes. En weet julle wat het my opgeval? Behalwe vir 2 of 3 gawes, sien ek spontaan al die gawes hier. En het my opgewonde gemaak, daai tyd. Ek dink is nog steeds so, ek het dit nog net nie weer gedoen nie. Maar die gawes moet werkend wees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Nou, verder gaan daai gedeelte in 1 Korintiërs 12 tot 14. En ek wil hê jy moet dit gaan lees in jou eie tyd, want ek het nie genoeg tyd om alles hier te lees nie. Sê hy, God gee die gawes sodat ons die gemeente kan bedien. Dis nie daar vir myself dat ek kan goed voel nie. Dis nie hoekom die gawes daar is nie, maar die gawes is daar om te bedien. Nou Stephen Covey het 'n ding gesê. Nou Stephen Covey, dink ek is nie noodwendig 'n kind van die Here nie, maar hy het hierdie oulike ding gesê wat ek dink is hier van toepassing. Hy het gesê, the main thing is to keep the main thing the main thing. Nou, ek wil julle nooi om dit saam met my te sê, want dis wat ons nou gaan moet doen. Sê dit saam met my. 1, 2, 3. The main thing is to keep the main thing the main thing. Nou okay, hoekom sê ek dit? Want ek en jy moet luister na die Gees en ek moet verstaan wat die main thing is. Ek moet verstaan wat die Heilige Gees se plan is. Nou, hoorie, daar is 'n spesifieke plan, maar daar's 'n algemene plan. Die ding is, ons spandeer te veel tyd om die spesifieke plan te probeer uitwerk, sonder om aandag te gee aan die algemene plan. Dis verkeerd om. Jy moet weet wat die algemene plan is van die Heilige Gees in jou lewe. En as jy dit doen, dan gaan jy nie 'n probleem hê om te weet wat die spesifieke ding is nie. Want baie keer is dit omdat ons nie die algemene werking van die Heilige Gees gehoorsaam nie, wat ons nie die spesifieke ding kan doen nie. En dit is snaaks, ons almal wil die Mission Impossible hê. En dan doen ons hierdie mission en dan kom ons, maar ek wil nie hê die Heilige Gees moet my deel gebruik van die gemeente nie, want dit is boring. Want hoekom? Ons is ingestel op die sensoriese, ons wil 'n wow hê, ons wil hê alles moet wow wees. Maar die Heilige Gees werk met 'n ander tydlyn as ons. En as ek myself oorgee vir hom, kan hy my gebruik binne in sy plan. En ek wil jou vra, wat's vir jou belangriker? Wat's vir my belangriker? Om 'n wow ervaring te hê of om werklik die krag van die Heilige Gees te sien gebeur? Ek wil julle 'n geheim vertel. Die vroeë kerk het nie regtig gedink alles is so wow wanneer hulle gemartel word tot die dood toe nie. Ek dink nie hulle het 'n warm fuzzy feeling gehad 251 na Christus waar hulle aan die dak gehang is aan hulle duime, gewigte aan hulle voete totdat hulle ledemate afgeskeer is nie. Ek dink nie hulle het warm fuzzy Heilige Gees gevoele gehad nie. Maar hulle het geweet God is aan die werk en hulle getuienis gaan uitgaan omdat hulle gehoorsaam is. En julle hoor, ek het 'n bietjie, ek wil nie hê jy moet nou voel, elke keer as jy nou, ek voel so goed oor wat die Here in my lewe doen, ek mag nie gevoel, jy moet gevoel hê, dit is deel van dit, die Here het ons emosionele wesens gemaak, maar ek dink, ons het begin dink, dit is die werking van die Gees, dit is nie, luister na die Gees, werk saam met die Gees in jou lewe, wat wil die Gees vandag in jou lewe doen, wat wil die Heilige Gees vandag in jou lewe doen, wel die eerste ding wat hy wil doen is, as jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie 'n oorgawe gemaak nie, dan wil hy jou red, hy wil jou lewe verander. Tweede ding is, hy wil jou meer maak soos Jesus. Eerste een is, hy wil jou by Jesus uitkry. Die tweede een is, hy wil jou meer maak soos Jesus. En die derde ding is, hy wil jou toerus met gawes, sodat jy die mense om jou kan bedien met Jesus. Nou, daar's baie misverstande rondom gawes. En een is dieselfde vir die vrug, is, jy het nie gawes gekry vir jou nie. Jy het gawes gekry tot voordeel van die kerk. Jou gawe is nie bedoel om jou goed te laat voel nie. Jou gawe is die Here gemaak sodat jy deel van 'n rad van 'n groter engine kan wees waar die Heilige Gees ons wil gebruik. En die uiteinde daarvan is sodat ons hierdie wêreld kan wen met Jesus. Dis hoekom ek nodig het dat jy jou gawes moet gebruik. Dis hoekom jy moet aanmeld en iewers moet betrokke raak. Nou,
Hoe weet ek wat my gawes is? Nou, almal van julle het al 'n gawes toets gedoen. Ek gaan nie weer so toets doen nie. Wie van julle het al ontdek 301 gedoen? Steek gou op die hande. Ontdek 301. Wonderlik, hier's 'n hele paar van julle. Kom, ek gaan vir jou ietsie uit 301 uit aanhaal, dat jy weet hoe om jou gawes te ontdek. En hierdie is 'n sneak peek. Hierdie is nie die hele 301 nie, is net 'n 3 van 1. Hier's 5 maklike stappe om jou gawes te ontdek. Ek gaan dit net roem. Ek gaan vinnig deur dit hardop sodat jy 301 moet kom doen. Is dit reg met jou? So, hier gaan ons. Eerste een is skakel aktief in. Ek wil by die huis sit en bid vir die Here vir my gawes sodat ek weet my gawes is. Weet jy wat, nee? Wie van julle het 'n klomp tools by jou in jou garage? Manne, ek dink vrouens kan dit ook hê. Mans, wie van julle het 'n klomp tools daar in jou garage wat jy nooit gebruik nie? Jy het dit gekoop omdat dit op 'n special is. Wie van julle het so ding? Hæ? Dankie vir julle eerlike manne. Ander manne, is my tools, ek gaan dit nog gebruik. En dis wat ons baie keer wil doen met die Heilige Gees. Ek wil die Heilige Gees toolbox hê en dit moet blink, alles moet so blink. Dis mooi tools. Ek hou van dis my tools. Kyk net al my tools. Maar my bedoeling is nooit om dit te gebruik. Ek kan nie vir olie onder my naels nie. Wie van julle is daar? Ek het nie 'n predikant geword om met vuil naels te sit nie, ouens. Ek wil 'n skoon werk hê. Okay, ek sommer net simpel. Maar hier's die ding. Die Heilige Gees gaan nie vir jou iets gee sodat jy kan sit en dink hoe mooi is dit nie. Nee, jy moet eers inskakel en begin betrokke raak. Die tweede ding is, jy moet leer wat die gawes is. En jy gaan dit nie doen totdat jy nie in die bediening is en jou hande en voete vuil maak nie. Jy gaan nie weet jy het 'n hamer nodig tot jy 'n spyker kry nie. Stem julle saam? Jy gaan nie spykers kry om in te kap totdat jy nie in die bediening is en spykers kry nie. Waar's Eastwood? Eastwood, hy gaan vir jou daai ding leer. Stap nommer 3, jy moet kyk, waar pas ek in? Nie almal pas oral in nie. En partykeer gaan jy by 'n paar plekke moet betrokke raak om te sê, okay, hierdie werk nie vir my nie. Hierdie koffie ding, mense gril as ek vir hulle koffie maak. Ek gaan nie weer verder koffie maak nie. Jena, as ek sing, druk die mense hulle ore toe. Okay, so ek moenie op die verhoog wees nie. Kry jou plek, eksperimenteer, gaan 'n bietjie rond. Dan kyk jy, waar gebruik die Here my? As ek dit doen, dan gee dit resultate. En ek sien dat mense word bedien. Dit voel nie noodwendig vir my lekker nie, maar ek kan sien dit werk. En dan laastens, ek hou aan fokus op bediening. Nêrens is hier 'n ding van lees Handelinge. Al daai gawes was spontaan. Niemand het gaan sit in 'n hoekie en gesê leer my nou om mense gesond te maak nie. Niemand het gekyk en gesê leer my om in tale praat nie. Dit het gebeur omdat hulle in bediening was op grondvlak besig om te werk. En dis wat ek en jy moet doen.